te word. Ons het elkeen 'n belewenis van, vir baie van ons, die eerste week van die jaar. Ons het opnuut besef om deel te wees van die Gauteng ritme beteken om te jaag. My horlosie beheer my lewe. Van A na B so vinnig as moontlik. Begin so vroeg as moontlik. Eindig so laat as moontlik. En ek betaal 'n prys, wetende, dis nie goed vir myself, my menswees, my gees, my siel, my liggaam, my geliefdes nie. Here, ons is vasgevang. En dis net U wat ons in staat kan stel om ligter te leef, meer ongebonde te leef, meer in lyn te kom met U ritmes wat U vir ons kom voorleef het. Wil U vir ons, Here, in besonder dan in hierdie eerste kwartaal, in 'n 40 dae neem van A na B, van gebonde na ongebonde, van die swaar las dra na ligter leef. Wees dan ook nou met ons vanoggend, Here. Ons is U kinders en ons is hier met 'n hart wat ontvanklik is vir U Gees se inspraak. Dit vra ons in Jesus naam. Amen. Ons begin hierdie erediens. Ons sit dit voort en ons sluit dit af in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Daarom genade en vrede vir elkeen van ons, van God ons Vader en die Here Jesus Christus, ons Verlosser. En ek en jy ervaar dit deur die werking van sy Gees in elkeen van ons. Amen. Kom ons begin die jaar, kom ons staan en kom ons bely saam hardop ons geloof in die Here. En elkeen sê dit saam met my, nie agterna nie, sê dit saam met my. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus, sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel, en sit aan die regterhand van God, die almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel, die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. Amen. Baie dankie. Die koedebul is vir my een van die mees grasieusste diere wat daar is in die bosveld. En om sy gedrag dop te hou is altyd 'n voorreg. En vir ons wat lief is vir jag, weet ons, om 'n skoot op hom in te kry is nie maklik nie. Hy kyk baie goed na homself. En hy het 'n paar dinge wat hy doen, om juist dan ook dit te verseker. Een van daardie dinge is, dat hy terugkyk. Jy kry baie van die spesies, as hulle aan die beweeg is hulle gefokus op die kos, en dis al wat hy doen, hy beweeg vorentoe en vorentoe. Maar die kudu gee nie sommer 'n tree, die bul
voordat hy nie regtig seker is. Ek weet wat om my aangaan, wat agter my aangaan. En nou is ek reg om daar waar ek kyk, vorentoe 'n tree te gee. Ietsie daarvan wil ek hê ons moet vanoggend ook doen. En dit is dat ons bietjie terugkyk na verlede Sondag se erediens. Baie van u was daar, van ons was nie. Van ons het dit soos ek en Mariaan gekyk sommer op YouTube. Maar omdat ons in hierdie eerste kwartaal op 'n reis is, wat dan ook wentel rondom dit wat ons gaan doen, 'n 40 dae uit 'n bepaalde boek, is ek en Braam in skakeling met mekaar. Geen erediens vind in isolasie plaas nie. So ja, as ons dink aan verlede week, wat het ek gehoor? Ek het gehoor hoe die wêreldleiers, die mense na wie ek en jy opsien, die ouens wat in 'n sekere sin wêreldvrede in hulle hande het, wat moet toesien dat dit goed gaan met die wêreld, dat hulle vasgevang is in protokol en in 'n bepaalde gebruik van ons gesels oor alles. Ons gesels juis oor die moeilike dinge. Ons gesels juis oor die verskriklike oorlog in Oekraïne. Ons doen niks daaromtrent. En volgende jaar gesels ons verder. Ons doen nog steeds niks nie. Al het daar honderde duisende in hierdie oorlog omgekom. Iets daarvan, van 'n westerse kultuur van gesels, maar net nie doen nie, het tog neerslag gevind in my en jou lewe. En ek dink hier is 'n nuwe ding nie. As ons terugdink aan al die uitsprake wat gemaak is oor die Christendom baie jare al. Ja, as ek met die Christene se Jesus kontak het, hom ontdek in sy woord, wow. Maar as ek met sy Christene, sy volgelinge te doen het, 'n ander wow. Dis nie vir my nie. Braam het verlede week 'n voorbeeld gedeel van 'n vrou wat blootgestel was in 'n woonstelblok aan geweld, aan die hande van haar eie man. En dat sy vir 50 minute aangeraand is en geskree het en om hulp geroep het, totdat sy doodgeslaan is. En nie een persoon in daardie woonstelblok het haar te hulp gekom nie. Almal het gehoor, ek is seker, in baie van die woonstelle is daar kliphard gesels oor wat nou hier aan die gang is. Niemand het gedoen nie. Daar's 'n maatskappy, FineX, volg hulle gerus op YouTube, wat sosiale eksperimente doen. En hulle toe in hierdie bepaalde woonstelblok 'n eksperiment gaan doen. Hulle het in 'n eenheid musiek opgestel, wild, en hulle het daai musiek aangesit. 1 minuut 52 sekondes, toe's daar die eerste ou voor die deur. 50 minute van 'n vrou wat om hulp skree. Niks. 1 minuut 52 sekondes. As jy my verontrief, my privaatheid binnendring, dan sal ek opstaan. Dan sal ek sê, nou stop jy. Ek onthou in COVID, Kobus het op daai stadium in Secunda gebly, in 'n meentuiskompleks. Ek dink daar was 32 eenhede. Dit was die strawwe tyd in COVID, waar jy letterlik nie eers kon uitgaan uit jou eie blyplek nie. En toe begin hy hoor die nood van 2 kindertjies. Die pa wat hulle verbaal en waarskynlik fisies mishandel. Wat hulle saans, omdat hulle stout was, buite toesluit in die donker op die stoep. En daai 32 eenhede, was daar 31 wat iets kon doen. Net na hom toe stap en sê, nou stop jy. Niemand nie. En toe
sê Kobus, maar hy gaan dit nie daar laat nie. Weens die alkohol misbruik het ons 'n ander roete gevolg. Hy het 'n maatskaplike werker kontak en sy kon met die SAP reël ten spyte van die streng maatreëls van COVID in daai stadium. Het hulle by die kompleks opgedaag en hierdie saak aangespreek. Dit vat een van ons om te doen, om 'n situasie te verander. En dis wat Bram laasweek gesê het. Ons moet ophou om daai mense te wees wat nie betrokke raak nie. Ons moet ophou om daai mense te wees om te sê, maar dit wat dit van my vra, is ek nie bereid om te doen nie. En in 'n sekere sin het hy gesê, dit is niks anders as om my te skaam vir die Here nie. Om te sê, maar ja, dit is nou 'n veilige werksomgewing, maar ek gaan nie nou moeilikheid maak en hier 'n ding sê en 'n Christen etiket om my nek hang nie. Maar ook het hy verlede week gesê, die een wat ons volg, ons meester, ons saligmaker, ons verlosser, ons koning, het anders geleef op aarde. Hy was 'n doener. Hy sou die eerste een gewees het in daai woonstelblok wat voor die deur gestaan het en gesê het, nou stop dit. En ek en jy, as ons sê ons is sy navolgers, sy disippels, in wese is ons dan nadoeners. Ons moet doen. Abraham het gesê, ek en jy moet die verandering wees wat ons wil sien. En as ou net so treetjie teruggee na Desember en al die lekker braai en al die lekker kuiers. Baie van daai gesprekke kan ons saamvat en sê, ons het vir mekaar gesê wat is nodig om hierdie ding reg te ruk. Hierdie situasie aan te spreek. Die land so reg te ruk. Almal van ons is eens. Dis die plan. Het een van ons gesê en ek gaan begin doen. Ek gaan hierdie plan execute. Wie van julle wat vanaand so lekker saam met my braai, gaan saam met my. Ons het die probleem, ons het die antwoord. Maar nou moet ons dit doen. Wees die verandering wat jy wil sien. En ja, sy appel was, ek gaan die persoon wees in 2026 wat begin doen, en ons reeks Leef Lig gaan ons in staat stel om dit te doen. Gun my om ietsie te sê oor die reeks. Baie van julle het al die boeke gekoop en ek hoop die ander gaan vanoggend boeke kry. Die skrywer is Jaco Strydom. En hy is 'n ou wat doen. Wat die nood sien, die nood gesien het van jong mense, 'n bepaalde groep jong mense wat niemand anders wil help nie. Jonges wat dwelm verslaaf is, jonges wat uit die tronk uit vrygelaat word en. En hy het begin huise van veiligheid skep, om daai jong mense in te neem en hulle in staat te stel om volwaardige burgers te word van 'n samelewing waar hulle volwaardig deel is en hulle deel bring. So kan leef. So as sy agtergrond moet ons verstaan, as ons die boek ook lees, want die boek is nie ligte leesstof nie. Die boek is, soos Bram verlede week gesê het, toe hy daai gebed gelees het, is konfronterend van aard vir 'n kind van die Here. Want jy hoor, dit is wat die Here sê, ek en jy moet doen. En dan weet jy in jou binneste, dis juist wat ek en jy nie doen nie. Maar daar sal ons gesels in die 6 weke, wat ons deur hierdie boek reis, en ons het almal die voorreg om hom volgende week in persoon te ontmoet, en ek glo na hy self aan die woord was, gaan ons makliker ook die boek wat hy vir ons dan nou geskryf het verstaan. Die gebed wat Bram verlede week van Franciscus van Assisi gelees het, wil ek net weer lees. Mag die Here jou seën met ongemak oor maklike antwoorde. Halwe waarhede en oppervlakkige verhoudings, sodat jy uit die diepte van jou hart kan leef.
En hy het gesê, hierdie gebed stuur my in jou, want dit is so. Is dit nie die maklike manier hoe ons dinge hanteer nie? Jy kom in 'n situasie, dis 'n moeilike situasie, jy weet dis nie moeilike antwoorde nie. Wat is die maklike ding om te doen? Ons het mooi standaard maklike antwoordjies wat ons gee. Mag die Here jou seën met woede oor onreg, onderdrukking, uitbuiting, sodat jy kan werk vir geregtigheid, vryheid en vrede. Jy sien, ons sou gemaklik gewees het met 'n gebed wat sê, Here asseblief, verlig ons gemeenskap, ons wêreld se woede en. Hierdie gebed sê, Here, seën my met woede oor die onreg. Here, seën my met ongemak oor die maklike antwoordjies. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger, oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik en hulle pyn in blydskap kan verander. Die samelewing het ons gekondisioneer om nie meer 'n traan te hê vir iemand anders nie. Soos die groep wat Bram van gepraat het, is daar baie groepe wat sosiale eksperimente doen. En dis vir my fascinerend om dit te kyk, dit spreek my aan. Iets wat ek opgetel het wat vir my baie interessant is. Een van die eksperimente is, ek kan nou nie eers die teken namaak nie, maar daar's 'n teken wat jy met jou vingers kan doen, wat vir iemand anders wys, ek is in die moeilikheid, help my. So hulle het dan hierdie akteurs, 'n man en 'n vrou wat in 'n straat afstap, en dan sal sy, as hulle by iemand verbystap, skouer. En uiteraard, wat doen jy as jy geskouer word? Jy kyk om. En as hulle omkyk, dan het sy agter haar rug, wys sy die teken wat sê, help my, ek is in die moeilikheid. Die eksperiment lewer niks op in die westerse wêreld nie. Maar doen dit in Japan. En gewoonlik, die akteurs is maar groot ouens. So jy moet nou 'n groot ou konfronteer, en ons weet die Japaneesies is sulke klein mannetjies. Die oomblik as hulle daai gebaar sien en sê, besef, sy is in die moeilikheid, sal daai twee Japaneese omdraai, die man sal soos 'n pyl uit 'n boog daai ou vat, of hy nou hoe groot is, en die vrou sal onmiddellik die vrou vat, iemand daar begin weghardloop in die teenoorgestelde rigting. Dis 'n kultuur wat doen. Dis 'n kultuur wat sien en reageer. Die hartseer is die sukses by westerse kappels wat verbystap en omkyk. Een sal nog so 'n bietjie stop en die ander een sal net aan die arm gryp en sê nee. Kom ons loop. Mag die Here jou seën met trane om te stort vir mense wat pyn, verwerping, honger, oorlog ervaar, sodat jy 'n hand kan uitreik. Mag die Here jou seën met genoeg dwaasheid om te glo dat jy 'n verskil kan maak in hierdie wêreld. Sodat jy dinge kan doen wat ander mense dink nie gedoen kan word nie. En is dit nie so dat ek en jy ons verstand, ons rede, ons logiese denke gebruik om baie dinge te motiveer, hoekom ek dit juis nie moet doen nie. Die 10 redes wat sin maak, hoekom ek nie betrokke raak nie. Hierdie gebed is ongemaklik. Here, seën my met dwaasheid. Laat ek ophou stil staan by die 10 dinge wat vir my sê, moenie nou hierdie vrou help nie. En dat ek net reageer soos hierdie Japaneese. Soos daai jong, ek sien dit in my gees soos, daai klein mannetjies, man, hulle vat hierdie ou en hulle verwyder haar weg van hierdie dame. So ja, dit dan die gebed van verlede week en daarmee het ons klaar teruggekyk wat vir ons 'n bietjie agtergrond gee waar ons vandag verder gaan. Brahms groot vraag was verlede week vir elkeen van ons, gaan jy die een wees wat begin doen? Vanoggend wil ons verder gaan en sê ja, ek gaan die een wees wat begin doen. Maar daar lê iets diepers aan my doen. En daardie dieper is die lig.
Die gelykenis van ons moet die sout van die aarde wees en ons moet die lig van die wêreld wees. Vertaal ons baie keer in ons eie idioom. Ek en jy moet so sout wees. En ek en jy moet soos die lig wees. Sien wat in die Grieks staan nie. Dit staan pertinent, jy is sout. Jy is lig. Dis deel van jou DNA. Dis nie 'n keuse wat jy uitoefen nie, dis nie iets wat jy kan aanleer, dis nie iets wat jy, as jy hard probeer kan word, die sout word nie, jy is sout geskape, deur sy 2 hande. Ek en jy is lig geskape, deur sy 2 hande. Daarom as Abraham gevra het, gaan ek en jy begin doen? Die antwoord is, die manier hoe die Here ons gemaak het, is ons kan nie eintlik anders as om te doen nie. Want ons is die lig. Ek moet dit wees. En waarteen waarsku daardie skrifgedeelte? Juis dit. Ek en jy het soveel maniere ontwikkel om die lig weg te steek. Onder 'n maatemmer te sit. Hoeveel keer kom ek en jy nie in situasies, of dit in 'n vriendekring is, of dit in 'n werkkring is, of waar ook al, wat ek vir myself sê, vir 'n oomblik moet ek net nou bietjie die maatemmer opsit. Ek moenie hier helder skyn nie. Dis nie nou die tyd en die plek nie. Dan is ons terug by wat Abraham verlede week gesê het. Inherent skaam jy jouself vir die Here. So as ek en jy besef ons is die lig, is daar 3 vrae. Wat gaan jy doen as jy lig is? Wie gaan jy wees omdat jy lig is? En waar gaan ek lig wees? Abraham se tema vanoggend met die kinders, blom waar jy geplant is. Dis my en jou antwoord. Waar gaan ek en jy lig wees? Waar ons is. Want dis waar die Here my en jou plaas. Huidiglik. Ek hoef nie te hou van waar ek is nie. Abraham het nie gehou van waar hy is nie. Josef het nie daarvan gehou dat hy in die put is, in die tronk is nie. Dis waar hy is. En hoe helder het sy lig nie daar geskyn nie. So ek en jy is waar ons is, in bepaalde verhoudings, in bepaalde werksituasies, in bepaalde familiedynamiek, in bepaalde vriendskapskringe en. Waar sal ek lig wees? Daar. Letterlik. So maklik, so eenvoudig maak die Here dit vir ons. Die geheim is, as ek lig is, moet ek in die lig wees. Johannes 15, die wingerdstok en die lote. Die loot, die draer van die vrug is niks, as die loot nie in die wingerdstok bly nie. Ek en jy wat lig is niks as ons nie in die groot lig bly nie. Daarom dan ook die beeld van die hand wat die kers hou. Ek en jy is die lig, maar ons is in sy lig geanker. Jesus praat toe verder, wat lig beteken vir iemand wat in die pinkdonker sit, beteken ek vir mense op geestelike gebied. Daarom sal iemand wat my volg se lewe nie sinloos wees, soos die van iemand wat in die donker rondstrompel nie. Hy sal sy lewe sinvol kan leef. Daarom, omdat hy sal kan sien wat om te doen om God tevrede te stel. My en jou doodgewone teenwoordigheid as lig is dikwels al wat genoeg is en nodig is om in 'n situasie waar daar donker elemente is, die lig te bring wat dit verdryf. Ek het dit al baie keer beleef as ek saam met iemand is, dat die gesprek verander as 'n persoon uitstap uit die vergadering of die wat ook al. Die hele aard en karakter van die gesprek. Dan vra ek maar hoekom? Dan sal hulle sê, hy of sy leef so naby aan die Here. En die gedragpraatjies kan ons nie
sal ons nie voor hom of haar nie. Want dit is teen sy of haar hele lewe. Hulle manier van doen, hulle manier van sê. Dan weet jy is lig, sonder om jou mond oop te maak, om die evangelie te bring. Jy bring dit deur jou wese, deur wie God jou geskape het, jy is lig. Ek wil 2 van ons Engelse vertalings net ook deel. Jesus once again addressed them, I am the world's light, no one who follows me stumbles around in darkness. I provide plenty of light to live in. Ons beweeg juis weg van situasies waar ons duisternis beleef. En kom ons wees vanoggend eerlik. Alles gaan oor verhoudings. Ons land, waar ons is, gaan oor verhoudings wat skeefloop. Ons kan die beste monetêre beleid hê. Ons kan die beste groei hê. Ons kan die laagste inflasie hê. Dit gaan nie in ons land heling bring nie. Dit gaan nie in ons land enigstens iets verander hoe mens tot mens met mekaar interaksie het nie. Maar as ek in 'n situasie kan ingaan en anders leef, die lig wees wat die Here my bestem het en gemaak het om te wees. In die vakansie, dit was maar so, baie rye, lang rye, ongeduld, elkeen wil sy of haar inkopies nou doen, klaar doen, het ek my in so 'n situasie bevind, waar ek deel was van 'n ry, en die mere het opgevlam. En agter my was 'n groterige persoon van gestalte, en ek kon sien, hy was op die punt nou om te blaas. En hy het my baie fyn dopgehou. Ek sou die ontvanger gewees het van sy aggressie. En ek het die Here se genade my kalm te behou, en ek kon met hom begin gesels. Nie oor dit wat ons almal nou beleef nie, maar gewoon in sy menswees belangstel. Wie is jy? Wat doen jy? Vir wie is daai geskenke? En jy kon sien dat daar 'n kalmte oor hom daal. En voor ons kom kry, was ons voor in die ry. Niks Christus gesels nie. Nie vir hom gesê, die Here is die antwoord, jy moet nou sy vrede hê nie. Doodgewoon het. Ervaar dat die Here vir my sê, stel net nou belang in sy menswees. Dit sal sy aandag aftrek, en die woede wat besig is om op te bou. Ek en jy hoef niks te doen, hoef nie opleiding te hê, hoef nie wysheid van Salomo te hê om in 'n situasie lig te wees nie. Ek dink ons ouers het ons almal goed groot gemaak. Wat is die kenmerke van 'n goeie Afrikaner seun en dogter? Goeie maniere, respek, erken die Here, eer hom, wees nie skaam vir hom. Dis in my en jou bloed. Ons hoef dit net te wees. The Passion Translation, then Jesus said, I am light to the world, and those who embrace me will experience life-giving light, and they will never walk in darkness. Dis die ding van lig wees. Oral waar ons kom, is die lig daar. Ons ken nie eers die donker wat daar is nie. Maar doodgewoon om daar te wees en net getrou te wees aan wie ons is, bring lig. En lig verdryf duisternis. En dit maak deure oop
vir gesprek, vir help my, ek worstel. Maak ook deure ook om te sê, ek kom agter jy kry swaar. Ek kom agter hoe jy jou kinders hanteer. Iets is nie reg nie. Praat met my. Maar as ek self daar kinders verskree en rondjaag, is daar nie 'n deur waardeur lig kan gaan nie. Dan is ek juis besig om die lig te verdryf. Terug, ek is die wingerdstok, julle die lote. Wie in my bly en ek in hom, dra baie vrug, want sonder my kan julle niks doen nie. Ek kan net lig wees as ek in die lig is en hy in my. En dis die mooi beeld wat die Here probeer gee daar vir sy hoorders om te sê, hoe werk dit as ek jou verlosser en saligmaker is? Dis soos 'n wingerdstok. Ek is die wingerdstok, die stabiele een. Uit my kom elke liewe loot wat vrug dra. Jy kan nie vrug dra as jy nie in my is. Letterlik fisies gewortel. As ons vir onsself die vraag wil afvra, hoe is dit dat ek nie vrug dra nie? Dan moet ek 'n tree teruggee en sê, hoe koester ek my geworteldheid, my deel wees van die wingerdstok? Want dit verg 'n intieme verhouding. Ek kan nie, soos die grappie van die oom op die diep bosveld wat sê, weet jy, ek het vir die tannie gesê, toe ons 45 jaar terug getroud het, ek is lief vir haar, ek het dit nog nie weer gesê nie, want dit het nie verander nie. Sy weet dit. Ek kan nie 45 jaar terug my lewe vir die Here gegee het en gesê het, U is my koning, my leidsman, ek is die volgeling, ek gaan doen wat U wil doen, en dit vir 45 jaar nie doen nie. Dan kan die verhouding nie groei nie. Daai intimiteit om in hom te wees, sodat hy die nodige kan verskaf vir die dra van vrugte in oorvloed, kan nie wees nie. So kom ons vergeet dit nooit, as ek 'n ervaring het, sjoe, my lig vandag is maar flou. Tree terug en vra, is my koneksie met die Here, my toewyding, my intimiteit met hom, my deel met hom, my gesels met hom, is dit in orde? Sodat ek die lig kan wees in hierdie wêreld wat ek moet wees. So ja, kom ons kom by daai. Ek en jy is die lig vir die wêreld. 'n Stad op 'n berg kan nie weggesteek word nie. Ook steek 'n mens nie 'n lamp op en sit dit onder 'n emmer, maar op 'n lampstander, en dit gee lig vir almal in die huis. Laat julle lig so voor die mense skyn, dat hulle julle goeie werke sien, en julle Vader wat in die hemel is, verheerlik. Passion Translation, your lives light up the world. For how can you hide a city that stands on a hilltop? And who would light a lamp and then hide it in an obscure place? Instead, it's placed where everyone in the house can benefit from its light. So, don't hide your light. Let it shine brightly before others, so that your commendable works will shine as light upon them. And then they will give their praise to your Father in heaven. Ek beleef dit baie keer by begrafnisse en by troues. By begrafnisse het ons die gebruik van 'n huldeblyk. By troues het ons die huildronk op die ouers van die bruid en die bruidegom. En dis twee momente waar my ore gespits is. Want dit sê vir my iets van die lig wat daardie persone oor hierdie kinders laat skyn het in hulle leeftyd. Daarom is dit vir my by 'n begrafnis baie gepas om te sê, hier is 'n kers en
Ons gee almal kans om rondom al die klomp klein kersies te kom aansteek. As iemand in jou lewe iets gedoen het, 'n stukkie lig in jou lewe gebring het, kom steek 'n kersie aan. En dan as daai klomp klein kersies so brand, dan blaas ons die groot kers uit. Hy of sy is nie meer hier nie. Hulle lig is dood. Hulle lig sal nooit weer in hierdie wêreld skyn nie. Maar dit het nie 'n verskil gemaak aan een van hierdie 100 kersies wat brand nie. Hulle lig kan nie gedoof word nie. Die lig wat ek en jy bring in ons leeftyd word ons legacy. Dit leef voort in hulle wat ons paaie gekruis het. En baie van hulle het vrymoedigheid en 'n huldeblyk om te sê, dis die lig wat pa of ma my lewe was. En dan vandag is dit die lig wat ek kan bring in my kinders en my kleinkinders se lewens. En by 'n troue, pa, ma, baie dankie. En dan sit vir my insiggewend om te luister, waarvoor sê ons dankie? Pa, dankie dat ek kon sien hoe dien mens die Here. Pa, dankie dat ek kon sien dat jy omgee vir ander mense, hoe jy dit geleef het, hoe jy dit gedoen het. Pa, dankie dat jy lief was vir ma, en nog steeds is. Dankie dat ek altyd na jou toe kon gaan, al was ek verkeerd. Dat jy my veilige hawe was, die een wat geluister het. Die een wat my in staat gestel het om die konsekwensies, die verantwoordelikheid te aanvaar en te deurleef. Aangrypend. Maar wat is dit? Dis 'n getuienis van lig wat geskyn het. En niemand kan dit regkry as hy of sy nie gewortel is in die groot lig nie. Hoe nader ek aan die Here leef, hoe beter het ek die vermoë om die lig van hom wat in my is, om dit te kan uitstraal. Hoe leef ek die lig nie? Kom ons sê wat die wêreld vir ons leer. Die wêreld leer ons, jy kyk na jouself, niemand anders gaan na jou kyk nie. So as jy wil hê jou lig moet skyn, moet jy homself charge. En jy moet sorg dat jy alles uit die pad vat, wat jou liggie nie dien nie. Selfsug, eie belang, eie ego. Dis 'n lig wat nie moet skyn nie. Ander manier, die kritiese. Ek het die lewe gesien. Ek het nie aan die universiteit studeer nie, maar ek het aan die universiteit van die lewe studeer. En daarom is alles verkeerd. Almal is verkeerd. Weet jy, my bank is verkeerd. Ek kan nie glo wat hulle laasweek gedoen het nie. Weet jy, was my Pick n Pay. Daai bestuurder is useless. Weet jy, ek was by die, kom ons noem maar nie name nie, by die garage. Het jy nou al 'n pompjoggie gesien wat jy weet wat hy doen nie? Moenie praat van die kerk nie, Sondag se preek. Alles en almal is net nie goed genoeg nie. Asof my lig dan nou nie goed genoeg was om die waarheid dan daar te bring nie. Geen empatie, geen liefde nie. Ek is baie sterk op wat in ander verkeerd is. Ek is baie sterk oor waar teen ek is en wat nie reg is nie. Vind iemand wat sê hulle leef in die lig en dan sien jy die optrede is nie. Skynheiligheid noem ons dit. En dis sommer net doodgewoon oneerlikheid. Wat goed is vir die een is nie goed vir die ander nie. Ja, ek sal nooit dit of dit doen nie. Maar volg my op Facebook, kyk na my inskrywings, kyk na my taalgebruik, dan doen ek juis wat ek proklameer ek nie is nie. Ek wil hê die wêreld moet weet ek is die lig.
Maar die oomblik as ek my hand op daai sleutelbotjie sit, dan is ek 'n instrument van die duisternis. Onvergewende gelowige. Of het nou Jan van Riebeeck wil blameer vir alles, of wie ook al. Maar as jy met iemand gesels, in enige situasie, baie selde, is daar verantwoordelikheid wat geneem word. Of erken ek het 'n fout gemaak. Wat hoor ons? 10 dinge van wie anders se fout dit is. Jammer. Maar was dit nou nie dat hy of sy dit gedoen het nie? Maar wie eintlik is dit sy? Ja, dit is so dat ek het nou gedoen het, maar as jy nou mooi verstaan, het ek eintlik niks hiermee te doen nie. Ek sou dit nooit gedoen het as. En dan, ek sal hom of haar nooit vergewe nie. Dis sy skuld. Dis haar skuld. En ek dra dit met my saam. Ek kan nie 'n tree vorentoe sinvol lig wees as ek heeltyd vashou aan die duisternis wat ander dan nou my sou of nie sou aangedoen het nie. En dan die materiële. Uiteraard, ons moet hê om te leef. Ons moet hê om te ry, ons moet hê om te werk. Om te hê is nie foutief per se nie. Maar wanneer dit my koninkryk word. Dit is so interessant as jy met verskillende persone gesels, ek het dit beleef nou met die groot brande laas jaar in Amerika. Was vir my, ek het graag geluister na die slagoffers en hoe hulle dit weergee. Party slagoffers sê, my lewe het ophou bestaan. Ek het alles wat ek voor gewerk het verloor. Wat ek verloor, dit en dit en dit. Noem dit by die naam. Dan is daar iemand anders wat sê, staan voor 'n huis wat afgebrand het tot die grond. Ek is so dankbaar dat nie een van my troeteldiere dood is nie. Ek is so dankbaar dat my kinders nie hier was nie. Ek is so dankbaar dat ek en my vrou, toe ons nog probeer het om iets uit die huis te gaan haal, nie iets oorgekom het nie. Het jy nie alles verloor nie? Ek het. Maar ek het meer dankbaarheid in my hart oor lewe wat gespaar is, as oor besittings wat ek verloor het. Dan word jy lig in die donkerste oomblikke. Om te hoor van iemand wat net 'n klaaglied het oor wat ek verloor het, en dit is baie sleg om dit alles te verloor. Maar as dit is waar ek ophou, dan is daar eintlik so min. Dan is die liggie so flou. Maar hulle wat begin om te sê ek het waardering, die Here se hand was oor ons. Nie 'n enkele stukkie lewe, selfs nie my diere, my papegaai, het iets oorgekom nie. Dis 'n helder lig, wat by my sal bybly. En ek glo by hoeveel ander wat daardie selfde nuusbulletin gesien het nie. So kom ons herinner ons maar net weer aan Matteus 7. Aan hulle vrugte sal hulle geken word. Wat ek en jy ook al sê, in watter situasie ook al. Dra lig. Die vraag is, hoe sterk is daardie lig? En dan die maklike. Hoe kan ek en jy gewoon lig wees? Dink Galasiërs 5:22 en 23 vat dit saam, die vrug van die Gees. Maar ja, dis bepaalde dinge van hoe ek en jy leef, om te leef met 'n liefde, 'n ingesteldheid wat uitstraal, wat ander kan sê, maar ek kan sien in sy lewe, ek kan sien in haar lewe. Hulle is lief vir die Here. Hulle het 'n tevredenheid met hulle self. Om lief te wees met jouself is om te sê, ek aanvaar my, hoe die Here my gemaak het, met my gawes en talente. En hulle is lief vir ander. Of dit nou die dame is wat vir ons soggens tee op die tafel kom sit.
En of dit nou die CEO is wat vandag om 'n tafel sit. Dit wat hulle kommunikeer en uitstraal teenoor daai twee is dieselfde. Dis liefde vir mense. Vrede. Ek en jy kan die Here se vrede in ons hê en ons kan dit in situasies indra. Ek en jy kan die onvrede van die wêreld hê en dit net so in 'n situasie indra en 'n reeds plofbare situasie net so laat oorkook. Vreugde. Die wêreld sê vreugde kom na my toe. Die wêreld sê jy kan vir my vreugde bring as jy dit en dit doen. Die wêreld sê, weet jy wanneer jou vrou jou nou gelukkig maak, doen sy die volgende. Vreugde kom net van die Here. Vreugde word ervaar in enige situasie van die lewe, want die situasies van die lewe het met vreugde niks te maak nie. Daar's geen verband nie. Lekker kry is 'n ander ding. Dis nie vreugde nie. Geduld hoef ons nie eers oor te gesels nie. Ons optrede weerspieël dit. Dit is of dit is nie. Eenvoud om ligter te leef. En dis 'n grappie wat jare terug aan die orde van die dag was en ek weet nie of dit waar is nie. So ek vertel dit nie as waar nie, maar dit gaan oor paramedisy wat by 'n toneel gekom het waar daar nou 'n slegte ongeluk was en die jong man se arm was af. En toe hulle vir hom vra, maar hoe voel jy? Want ek meen as bloedverlies, hulle moet seker maak hy gaan nie nou bewussyn verloor nie. Volgens oorlewing was sy antwoord, waar's my Rolex? Gaan soek my Rolex. Ja, eenvoud. Weereens, ek en jy leef dit. Dis aanvoelbaar. Enige een wat my pad kruis sal dit weet, sonder dat ek iets sê. Ek wil myself die vraag afvra. Maak ek myself vaster en vaster aan dinge? Want hoe vaster ek aan dinge is, hoe losser kom ek van 'n lewe in eenvoud waar ek volledig op die Here vertrou. Diensbaarheid om gewoon net daar te wees vir ander. Hulle belange bo myself te stel, al het ek nie nou die tyd nie. Om onreg teen te staan. Om nie stil te bly as ek teenwoordig is waar iemand anders op grond van ras of wat ook al verskree nie, om te sê dit stop nou. Jy hanteer nie 'n kind van die Here so nie. Neem beheer van jouself. Om diensbaar te wees. Dis altyd vir my die verstommendste. As iemand struikel in 'n paadjie, in 'n winkel, hoe almal ewe skielik in 'n ander koersrigting kry. Stop! Help! Tel op! As die melk gebreek het, vra hom op. Maar ons is nie meer diensbaar nie. Integriteit spreek van self, vertroue. My vertroue in die Here is deel van my wese of nie. En ander ervaar dit. En dan ja, voeg by die res van die gawes van die Gees, vriendelikheid, goedhartigheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Ek wil afsluit met 'n gebed. Abraham het Franciscus van Assisi se gebed gedeel, en as ons wil praat oor lig en lig wees, en met ander woorde, word daardie groep mense wat doen. Die jong mense in een van hierdie eko-gemeenskappe van Jaco wat nou volgende week by ons kuier, bid die volgende gebed. Here, breek my hart met die dinge wat u hart breek. Dis 'n gebed wat 'n ou teen die bors stuit. Maar hierdie is 'n groep kinders,
komende uit slegte omstandighede, in slegte omstandighede, besig om treetjie vir treetjie 'n lewe te vestig wat in die samelewing geleef kan word. Hulle gebed, elke oggend, breek vandag my hart oor die dinge wat u hart breek. Laat my vandag raak sien waar daar nood is. Laat my vandag raak sien waar daar liefde nodig is. Laat my vandag raak sien waar daar onreg is. Enige iets wat u hart breek, laat ek dit ervaar, sodat ek lig daar kan wees. Sodat my lig daar duisternis kan verdryf. Is ek en jy bereid om dit deel te maak van elke oggend se gebed? Maar dan moet ons ook die Here se stem hoor. Want kom ons vergeet nie, ek is lig waar ek geplant is. Waar is ek geplant? My mees intiemste verhouding. Of dit 'n lewensmaat is of wat ook al. Wat is my volgende kring? Wie deel is van daai huishouding, of dit kinders is of wie ook al? Wat is my volgende kring waar ek die meeste van my tyd deur spandeer? Tussen my werksmense, my kollegas. Waar is my volgende kring? My familiekring, my vriendekring, ons geloofsgemeenskap, my kerklike huishouding. Dis waar ek die Here moet toelaat om my te wys dat my hart kan breek oor die dinge wat sy hart breek, hier en daar en daar en daar. Want dis waar ek gaan leef. Dis waar ek lig kan wees. En soos ons vanoggend hier sit, weet ek en jy baie van die dinge in elkeen van hierdie kringe wat aangespreek moet word. Maar ons het net nie die guts nie. Ons gesels daaroor, maar ons doen niks. Die tyd is daar om nie te gesels daaroor nie, maar om te doen. 'n Laaste beeld waarmee ek jou wil laat, wat ietsie deur my laat verstaan, my en jou rol as sy ligdraer, sy kinders. Vir baie jare het jy 'n paar ouetjies gesit wat op 'n reservebank gesit het en jy het vir jouself gesê, shame, dis die ouetjies wat net nie goed genoeg was nie. Maar weet jy wat, as een van ons sterre seer kry, het ons 'n reserve. Is dit wel tweede beste? Maar ons hoef nie die res van die wedstryd klaar te maak sonder ons ster nie. Ons het 'n reserve. Toe kom Rassie. En hy sê nee, my span bestaan nie uit 15 nie. My span bestaan uit 23. Of 22. Die ouens wat op die bank sit, is wesenlik deel van my plan. Ek kan nie sonder hulle nie. En op 'n gegeewe stadium, wanneer die tyd reg is, gaan ek hulle opbring. Nie om sterre te vervang nie, hulle is almal sterre. Maar hulle het 'n doelgerigte taak om in 'n gegeewe tyd af te handel. En so het ons die wêreldbeker gewen. Dit wat daai span reserves kom doen het ons met 'n punt laat wen. Volgende wedstryd, daai groepie het ons weer met 'n punt laat wen. Die finaal, die All Blacks. Die Bomb Squad het ons gehelp om die finaal met 1 punt te wen. Ek dink ek en jy as kinders van die Here sê, ja, ons het almal lig, maar die Here het 'n uitteam. Jy kan hulle sien, daai tannie, dis die ouens. Jong, hulle is naby aan die Here. Ek is maar net die reserve. Lyk nie vir my of hulle seer gekry het nie, so ek is nie nou nodig op die veld nie. As ons 2026 wil begin doen, die verandering wat ons wil hê begin leef, moet ons 'n kopskuif maak oor myself, my gawes, my vermoëns, my talente. Ek is deel van die Here se span, ek is deel van die Here se gemeente, ek is deel van Wilgespryd. Daar's nie sterre en reserves nie. Die Here het 'n strategie, hy het 'n plan vir die gemeente,
wat elkeen van sy kinders insluit. Elkeen van ons het op 'n bepaalde tyd, op 'n bepaalde plek, 'n funksie as lig om te vervul, daar in daardie oomblik. So ja, it's not about rotation, it's about detonation. The bomb squad is activated. Ek en jy is die lig. Ons liggie gaan nie iewers aangeskakel word as dit nodig is nie. Die Here laat ons los. Ons is sy lig. En ek en jy het die voorreg om sy lig te wees. Hemelse Vader, ons dankie dat ons lig is. En ja, Here, ons leef in 'n wêreld wat baie lig nodig het. Ons weet dit. En ons kan eerlik wees vanoggend, Here. Soms is ons op plekke en situasies wat ek net nie die guts het om die lig te wees nie. Maar Here, vanoggend, dankie om te weet. Ek is deel van die bomsquad. Ek is nie 'n reserve nie. Ek is nie minderwaardig nie. Het gaan nie oor wie anders in die liggaam van die Here by die werk en ons familie 'n beter, groter Christen is om dit swak uit te druk nie, Here. Dit gaan daaroor dat ek u lig is en soms 'n doelbewuste keuse maak om 'n maatemmer nader te trek en te sê, net nie nou nie, my liggie moenie hier skyn nie, ek gaan hom net vir 'n oomblik toemaak. Ek sal hom bietjie later weer afhaal. Here, lei ons ook deur hierdie 40 dae wat volgende week aanbreek, waar ons ook saam met Jaco deur sy boek gaan reis, Here. En dat ons meer en meer sal in staat wees om net onbevange lig te wees soos U ons gemaak het, bestem het om te wees. Ons vra dit in Jesus naam. Amen.